Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel se Hartklank. Ek Fanny Meiburg is aan die woord en ek wil jou graag help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand en welkom aan almal, die werkers in die werk, hoe sê mens, werknemers, die werkgewers, die paas en die maas, die oupas en die oumas, seuns en dogters, elke luisteraar, waar jy ook al is, by jou huis, in jou sitkamer, dalk al in die bed, dalk is jy so bevoorreg om in die bed te wees, miskien is jy 'n trokdrywer, waar jy ook al is, ek groet jou vanaand en mag hierdie kort en kragtig boodskap vir jou ook vanaand tot seën wees. Dis lekker man, dis 'n groot voorreg om met jou te kan gesels. Ons praat op hierdie platform oor baie verskillende onderwerpe. Ons het mos oor die afgelope tyd 'n bietjie gekyk na die geluide van my huis. Alles wat in die huis gebeur rondom verhoudings het ons 'n bietjie na gekyk en die impak wat dit het op verhoudings. Vanaand oor heeltemal iets anders wil ek sommer vir jou sê hier so voor ons afskop en wegspring. Dat as jy hierdie boodskap weer wil hoor of vir iemand wil aanstuur, dan is jy welkom na vanaand en dan gaan hy beskikbaar wees daar op YouTube by Fanny Meiburg. Gaan kry dit daarso en natuurlik gaan dit mooi gemerk wees. Al die boodskappe wat op Radio Kansel se Hartklank uitgesaai is, jy gaan sien dit is 'n definitiewe logo en as jy iets anders wil luister, dan kan jy maar net daarso kyk op YouTube, jy sal dit daarso raak loop. So jy weet, vanaand wil ek nou weer oor 'n heeltemal ander gedagte met jou gesels. Iets wat 'n mens eintlik in 'n mate, ek voel 'n mens word baie keer verlei in hierdie ding in, of 'n mens word versoek om in hierdie slagyster te trap. Jy gaan nou hoor waaroor dit gaan. Nou kyk, ou Salomo het daar maar baie wyshede wat hy mee vorendag gekom het. En jy weet, baie mense sê eintlik dat Spreuke en Prediker en Hooglied is eintlik meer poëties en moenie regtig as deel van die Bybel gesien word nie. Sommige sê, ek weet eintlik nie wat doen dit daar nie. Dat dit in 'n mate minderwaardig is in vele opsigte. Ek weet nie of jy ook so voel nie. Maar jy weet, as jy die plek van poësie en van wysheid as deel van God se raad kan insien, dan sal dit jou steeds tot seën wees. En wysheid spesifiek is vir my deel van die volle waarheid van God se woord, wysheid. En moet ons dit tog ook so verstaan. God het sy raad en God het sy wysheid en ons kry dit in Spreuke en Prediker en selfs dit wat Dawid ook baie keer oor praat en selfs daarso in Hooglied nou. Jy weet, in die Ou Testament was en julle sal dit nou kan herroep, in die Ou Testament was die priester se taak om die wet voor te hou, Dit is ons hoe dit werk. Die profeet se taak was om 'n woord van God oor te dra, en die wyse se taak was om die volk met raad te bedien. Gaan lees 'n bietjie, dit sal vir jou interessant wees, Jeremia, hoofstuk 18, vers 18, daar sit dit vir jou mooi uiteen, die werk van die priester, die profeet en van die wyse man, die raadgewer. En dis die plek waar Salomo inslot, die wyse wat bedien met raad. Daarom moet ons versigtig wees, om die priester en die profeet hoog te ag, maar die raad te verwerp. Want jy weet, in gehoorsaamheid moet ons staan tot almal, waar dit toepaslik is. Ons almal het nie altyd alle raad van Salomo nodig nie, want ons is nie altyd in daardie situasies miskien betrokke nie, maar tog is dit toepaslik vir ons almal. En dit is nodig om dit te lees, want die dag wanneer jy dit nodig het, kan die Heilige Gees jou herinner aan daardie skrifte, aan daardie wysheid en daardie raad, en jy kan dit toepas. So is daar vir ons duidelike riglyne vir ons pad. Nou jy sal sien dat Salomo bedien ons met, as jy nou na die Spreuke en die Prediker en daai tipe dinge lees, dan bedien hy ons met
algemene wyse raad, dit wat 'n mens in die alledaagse lewe nodig het. Hy bedien ons ook met raad vanuit sy koninklike amp, jy sal dit raak lees. En dan natuurlik bedien ons met raad vanuit die oogpunt van 'n vader en 'n moeder teenoor hulle kinders. Dit dink ek het jy ook al so raak gelees. So kom ek lees gou vir jou Salomo se brokkie algemene wyse raad vir die week. Eintlik nee, vir die res van jou lewe. Om die raad te verag, nee, gaan jou nou nie die hemel kos nie, maar dit gaan vir jou baie vrede op aarde besorg as jy na hierdie stukkie raad luister en dit toepas. Kom ons luister gou-gou. Spreuke 27 vers 17. Hy wat 'n verbylopende hond aan die ore gryp, is een wat hom vererg oor 'n twis wat hom nie aangaan nie. Vanaand gesels ek met jou 'n bietjie oor onnodig betrokke, om onnodig betrokke te raak by goed wat jou nie aangaan nie, by goed wat niks met jou te doen het nie. Verstaan jy hoekom het ek nou gesê, toe ek begin het, jy weet, ons is baie keer verlei en ons word versoek om te trap in hierdie slaguister, om onnodig betrokke te raak, en jy sal nou hoor waaroor alles gaan. En Salomo gebruik 'n baie toepaslike beeldspraak om hierdie ding vir ons tuis te bring. Jy weet, net soos Jesus en vele ander profete het hulle baie beskrywende beelde baie keer gebruik om waarhede tuis te bring, en daardie beelde maak dat ons begrippe baie beter kan verstaan. En ek glo dit was die hele doel van die beelde. Ek gee jou die beeld sodat jy 'n fisiese ding in jou hand kan hê wat jy mee kan vergelyk om te sê dis wat dit eintlik beteken. Want God wou gehad het dat die luisteraars tot volle begrip van die waarheid sou kom. Dit was Salomo se doel. God wil wysheid en raad deurgee. Kom ek gebruik 'n fisiese uitbeelding, dan gaan almal mooi kan verstaan, sonder om te wonder waaroor dit gaan. So ons beeld bestaan nou vanaand uit 'n verbylopende hond en 'n bystander. Nie een van hierdie twee het iets met mekaar te doen nie, maar die een party besluit om ongevraagd by die ander party betrokke te raak. Lees jy hom ook so? Die bystander raak betrokke deur die verbyganger aan die ore te gryp. Jy kan jouself ons nou indink in hierdie situasie. Sit jouself as die bystander en die verbyganger, jy weet 'n ander. Die verbylopende hond behoort nie aan die bystander nie. Wat vir my sê, jy gaan onnodige reaksie uitlok as jy by die vreemde hond ongevraagd betrokke raak. Dink jouself in hierdie dinge. Nou as kind het ek dit baie beleef, fisies, hierdie ding, van hond en ek, omdat ek so lief was vir diere. Want jy moet weet, as jy 'n vreemde hond aan die ore gaan gryp, gaan daar 'n reaksie wees. Jy gaan gebyt word, of daar gaan na jou gebyt word, of geblaf word, of daar gaan 'n reaksie wees, want jy het jou bemoei met 'n saak wat niks met jou te doen het nie. En dan kan jy nie die hond skop nie. Jy moet eintlik jouself net skop, want jy het jouself bemoei met sake wat jou nie aangaan nie. Nou Salomo praat nou hier spesifiek van twis, maar oor twis in ander, jy weet, nie net twis wil ek vanaand gebruik nie, maar ek wil hierdie begrip van betrokke, onnodig betrokke raak, wil ek in ander algemene sake, wil ek dit ook toepas vanaand. En wil ek sê, moenie onnodig en ongevraag betrokke raak by enige ding nie. Hierdie gaan nou oor die twis, die vers, maar kom ons maak dit van toepassing op sommer enige ding. En dit raak, jy weet, hierdie ding, ek kan vir jou sê, dit raak al hoe meer opsigtelik, nou dat ons sosiale media het. Ek weet nie van jou nie, jy is dalk jonger as ek of ouer as ek het nie aangekom met sosiale media nie. Sosiale media het aangekom, soos wat ons nou
ouer geraak het, en laat ek vir jou sê, mense kan daarom maar betrokke raak by goed wat niks met hulle te doen het nie op hierdie sosiale media. En ek het nou al 'n keer of wat hieroor gesels, en ek weet nie nou al hier op Hartklank nie, maar 'n baie algemene tendens op sosiale media is die gewoonte wat die mensdom geontwikkel het om ongevraagd betrokke te raak by ander mense se goed, by hulle doen en hulle late. Jy weet, ek het al gedink, jy weet, dit is so asof die mensdom glo dat as iets op sosiale media geplaas word, hulle die reg gegee word om daarby betrokke te raak. En jy sê nou vanaand, hoor, ek praat nou nie hooggeestelik met jou nie. Ons praat hierdie ding soos hy nou op vloervlak is. Jy weet, terwyl jou opinie of jou betrokkenheid nie gevra word nie, raak mense tog betrokke. Ons het vroeër die jaar het ons hierdie presiese scenario beleef toe my dogter getrou het en ek en sy die kerk ingestap het. My vrou het na die tyd, het sy nou die video op sosiale media geplaas met die doel sodat ander geliefdes en kennisse ook hierdie wonderlike oomblik, die wat nou nie daar kon wees nie, ook saam met ons almal en saam met haar en haar man kon beleef. Nou sy en haar rok was vir haar en vir ons almal regtig so mooi en spesiaal. En vir my as pa was dit nou 'n moeilike saak om jou dogter mos nou te gaan afgee. Maar hierdie rok was perfek, maar hy was 'n bietjie te lank gewees. En my en haar gesprek terwyl ons afgeloop het in die gang, jy weet, tussen die stoel het ek haar herinner gesê, skop die rok, my kind, skop die rok. En so het ons smilende vorentoe gegaan totdat ons by die kansel gekom het. Nou hierdie video wat my vrou nou geplaas het iemand dit absoluut nodig geag om haar opinie uit te spreek oor die lengte van die rok. Geen komplimente nie. Nee, net kritiek. Kon hulle nie maar die bruid se rok korter gemaak het nie. Jy weet, dis nou om onnodig betrokke te raak by goed wat jou absoluut niks aangaan nie. Nou kyk, dit is so dat as jy raad vra op die plasing, is elkeen mos nou welkom om sy 10 sent te deel, maar dit was nie die doel van die video nie. Onnodig betrokke. Ek was lus en sê vir die tannie, luister Antie, jou opinie is irrelevant en onnodig tot die spesiale dag van my dogter. In elk geval ek het dit daar gelos, ek het nie verder gekomment nie, anders, jy weet, begin jy mos nou weer 'n nuwe ding. Maar ek dink jy kry die punt waaroor ek vanaand en waaroor Salomo met ons wil gesels. So kom ons delf gou kort en kragtig 'n bietjie dieper in hierdie saak. Ek lees hoe Petrus hierdie saak van onnodig betrokke hanteer. Hy sê 1 Petrus 4 vers 15, want niemand van julle moet ly die konsekwensies, met ander woorde, beleef as 'n moordenaar, of as 'n dief, of 'n kwaaddoener, of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Hy sê niemand van julle moet ly. Met ander woorde, moenie betrokke raak by goed wat jou nie aangaan nie. En dit lyk vir my, hy plaas hierdie bemoeisiek ding, onnodig betrokke raak ding, plaas hy onder dieselfde kategorie as moord en kwaad doen en diefstal. Dis jy hom ook so. Niemand van julle moet ly as 'n moordenaar, dief, kwaaddoener, of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie, as dit dan niks was nie. Sou Petrus nie eens daaroor gepraat het nie, net ou Salomo het daaroor gepraat het, maar Petrus, hy sien dit absoluut ook as 'n waarheid. Paulus noem sulke mense sommer daar in 1 Tessalonisense 3 vers 11, soos wat ek nou gesê het daar van Petrus ook, bemoeisiek en onordelik. Jy's uit orde uit as jy bemoeisiek is. As jy onnodig betrokke raak, is jy onordelik. Hulle is siek in hulle gemoed. En Salomo sê daar in Spreuke 20 vers 19, weer eens, geweldig beskrywend van bemoeisiek mense. Hy sê, wie met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar. Nou hoor nou wat sê hy. Hy sê, laat jou dus nie in met een wat sy
lippe laat oopstaan nie. Jy weet, om onnodig betrokke te raak is 'n onbeheerste drang om oor almal en alles 'n eier te wil hê. Dis om jou lippe te laat oopstaan. Kyk man, dis nou vir jou 'n raakvat beskrywing. Dit klink nou eintlik of ek slegserig is vanaand, maar weet jy, dis nie my punt nie. Die punt is, ons moet strewe om vrede te bevorder en nie wanorde te bevorder nie. Petrus en Paulus en Salomo staan in hierdie geval in 'n raadgewende posisie as wyses, want hulle ken en verstaan ook die wil van God en die liefde vir God, maar ook die liefde vir jou naaste. En dit is die wil van God, dat ons by ons eie dinge sal bepaal. Jy weet, toe my kinders klein was daar 'n kinderstorie met 'n slagspreuk, en ek dink julle almal weet waarvan ek praat. En dit word baie steeds gebruik. Smile and wave. Wees vriendelik met almal, en moet jou nie met almal se sake bemoei nie. Smile and wave. Ek sien hoe verhoudinge amper in 'n oomlikse tyd en soms oor 'n tydperk verbrokkel as gevolg van onnodig betrokke. In huwelike, wanneer ouers en skoonouers ongevraagd betrokke raak by hulle getroude kinders se lewens. Beleef jy dit? Ervaar jy dit? Wonder jy dalk? Luister, hoekom is ons verhouding met ons kinders so pateties? Met ons kleinkinders so pateties? Ek dink jy moet dalk 'n bietjie gaan terugkyk. Wat, jy weet, was jy nie dalk 'n bietjie onnodig betrokke nie? Het jy nie jou neus in hulle sake gesteek? Was jy nie bemoeisiek nie? Het jy nie bemoei met sake? Het jy nie die verbylopende hond aan sy ore gegryp nie? Soms raak ons betrokke by ons kinders van hoe hulle man of vrou moet hanteer en kos maak en tuin maak, geldsake man en kinders grootmaak, en hoe hulle as grootouers hulle kleinkinders hanteer. Raak betrokke, bemoei hulle. Jy weet, en ek praat oor dit, want ons het ook nou 2 kinders wat getroud is. En ek skaar my by Salomo se wysheid, want ek ervaar sy wysheid as raad van God. Dis God se wil, ter wille van die verhouding met my dogter en met my skoonseuns, my dogters en met my skoonseuns, en die toekomstige kleinkinders wat daar gaan wees. Ons bedien raad as daar nodig is, en as dit gevra word. Maar as dit nie nodig is nie, dan bemoei ons nie met daardie sake nie. En ek herinner myself aan 'n ware verhaal van die kerklid. Dis eintlik lagwekkend, maar dis 'n ware verhaal van 'n kerklid wat na sy predikant gegaan en gevra het of die predikant nie asseblief kan gaan betrokke raak by 'n ander kerklidmaat wat sy vrou timber en tug nie, huismoles, soos ons sê. Nou ja, soos die predikant het mos nou sy goddelike plig insien en met sy hart van liefde, naaste liefde, het hy toe so gemaak, en dit was sekerlik nodig, maar toe, soos die duiwel dit wil hê, sekerbaar, toe die predikant aan die deur wil klop, toe hoor hy sommer dis genadiglik net op die regte tyd, want hy hoor toe net hoe val die houe en die gekerm van die arme brose vrou. Hy storm toe nou die huis daar binne en raak sommer handgemeen met die broer, want het die predikant seker gevoel, kyk my maat gebed en Bybel lees het nou maar sy tyd en is vir elke geleentheid, maar dis nie vir hierdie geleentheid nie. Jene sal die vrou nie die predikant aanvat en hom uit haar huis uitjaag, omdat hy dit waag om haar man so aan te rand nie. Nou ja, dis 'n moeilike ene daardie. Maar ons kan vir mekaar sê vanaand, ons het in sommige gevalle wysheid nodig, oor wanneer en tot watter mate ons betrokke moet raak. Ek lees byvoorbeeld daar in Levitikus 19 vers 17, jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Hoor gou wat is die konteks. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Wat sê hy? Levitikus sê natuurlik dat daar maniere is hoe ons sake moet hanteer wanneer ons wel betrokke raak of ons voel of sien ons betrokke moet raak. Sodat jy nie 'n wrok in jou broer se hart veroorsaak nie. Jy sien, dit gaan oor verhouding.
Jy moet in so 'n mate betrokke raak, en dis nie bemoeisikheid nie. Dit is nie om onnodig betrokke te raak nie, dis om op 'n manier betrokke te raak sodat jy jou broer behou in die Here. Dis waaroor dit gaan. 1 Tessalonisense 5 vers 14. Ons versoek julle broeders en susters, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Hoor, wat is die balans? Daar is bemoediging, daar is ondersteuning, daar is lankmoediging, met ander woorde, jy doen dit totdat daardie persoon deurbraak gekry het, maar hy sê vermaan ook die onordelikes. Paulus sê ek versoek julle, ek vra, doen dit. Paulus sê weer vermaan die broeders wat onordelik is. Hy sê juis bemoei jou met hulle saak as jy sien hy of sy verdwaal op 'n verkeerde pad. Maar kyk na die konteks, weer eens, dis jou broer. Dis nie enige vreemdeling nie. Nie sommer net 'n verbylopende hond nie. Hebreërs 10:25. Hy sê laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige dit die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. En dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom, die dag van God se oordeel. Die konteks in Hebreërs is medegelowiges wat deel uitmaak van jou gemeente. Dis nodig dat jy in wysheid, soos ons in Levitikus gelees het, betrokke sal raak, want dis jou broer wat geestelik sy goddelike take minag of miskien geestelik agteruit gaan. Hebreërs 3 vers 13, vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Weereens kom die oproep tot die medegelowiges. Raak betrokke, daagliks as dit nodig is. Enige iemand kan verlei word deur die sonde en jou vermaaning gaan jou medebroer se hart soepel en ontvanklik maak vir God se wil en die inspraak van God Heilige Gees. Ons almal het blootstelling op een of ander manier kind van die Here aan veral dinge soos die sosiale media. En ek en jy moet ons harte bewaak en die Here se gesindheid in alles handhaaf. Jy weet, ons moet rentmeesters wees van ons oë en ons ore en ons monde en ons denke. Ons moet God in alles behaag, soos ons gelees het. Jy weet, in ons Christen wandel is daar dinge wat ons moet afsterf. En een van die dinge is ons losbandige omgang van, jy weet, wat ons oë en ons ore en ons denke en ons monde aanbetref. Ons moet ook kan sterf van ons vleeslike uitbarstings, nê. Nie alles wat ons sien en hoor is tog verkeerd nie, nê. Soms sien en hoor ons goed, dit pas nie by ons likes nie, dit pas nie by ons dislikes nie, dit pas nie by ons kultuur nie, en ook nie by ons tradisies nie, maar dit is nie Bybels verkeerd nie. Maar omdat ons dinge beoordeel vanuit ons persepsies, raak ons in sonde van oog, oor, denke en mond betrokke, nê. Jy belaai jouself met sonde, soos ons skrif gesê het, want jy raak onnodig betrokke. En as jy maklik aanstoot neem, gee jy nou 'n stukkie raad. As jy maklik aanstoot neem deur goed, jy weet, of jou sintuie jou maklik laat struikel, wil ek vir jou sê, man, beperk dalk jou mediatyd. Dit gaan tog jou heiligheid bevorder. En bid soos Dawid, Here, sit 'n wag voor my mond. En deesdae, Here, sit 'n wag voor my duim, dat ek nie dinge sê en tik op my selfoon wat anders seermaak en die beeld in my afbreek nie. Ai, het ons tydjie nie vinnig uitgeloop nie, nê, as 'n ou oor sulke relevante gedagtes gesels nie. Is dit nie waar wat Moses gepsalm het, toe hy sê daar in Psalm 90 vers 12, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Blessings, kind van die Here, tot volgende week. Geniet die res van jou maandag aand. Slaap lekker. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, hier op Kort en Kragtig. Vrede vir jou.